Baie welkom. Ons kyk na die 29ste gelykenis. Vra om te gee. Dit is oulik, né? Afdeling gebed E, die middernagtelike besoeker. 9:30 daai nag, toe lei my foon. Sy sê ek is hier by die voort, hier by die hele hek. Dit is my slaapplek. Natuurlijk het ons vir haar slaapplek gehad, haar kinders het haar weggejaag. So, nagtelike besoekers, het jy ook al seker gehad. Liefdevolle Vader, help ons om hierdie waarheid te besef en te internaliseer en het uit te leef. Mag ons meer gee as wat ons vra. In Jesus naam, amen. Lees die volgende paar tekste terwyl Janine vir ons die pragtige musiek speel. En dit maak die tekste vir die mense bietjie mooier. En hy het vir hulle gesê, wie van julle sal 'n vriend hê en sal middernag na hom gaan en vir hom sê, vriend, leen my 3 brode, want 'n vriend van my het van 'n reis by my aangekom, en ek het niks om aan hom voor te sit nie. En die van binnekant sal antwoord en sê, moenie my lastig val nie, die deur is al gesluit, en my kinders is saam met my al in die bed, ek kan nie opstaan om vir jou te gee nie. Ek sê vir julle, al sou hy ook nie opstaan en vir hom gee omdat hy sy vriend is nie, sal hy tog ter wille van sy onbeskaamdheid opstaan en hom gee soveel as hy nodig het. En ek sê vir julle, bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid, ontvang, en hy wat soek, vind, en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. En vir watter vader onder julle sal sy seun brood vra, en hy sal hom 'n klip gee, of ook 'n vis, en hy sal hom in plaas van 'n vis 'n slang gee, of ook as hy 'n eier vra, hom 'n skorpioen gee. As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Jesus het van die Vader ontvang sodat hy dit met ons kon deel. Die woord wat julle hoor, het hy gesê, is nie myne nie, maar die Vader wat my gestuur het. Die Seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. Jesus het nie vir homself geleef nie. Goed gedagte. Gedink en gebid nie, maar verander. Watter komponent van jou aandag en gebede bestee jy aan jouself of aan ander? Na ure van gebed het hy dageliks 'n nuwe doop van die Heilige Gees ontvang, lang gebid in die nag. En die lig van die hemel het hy met die mense kom deel. Hulle het nog nooit daarvan gehoor nie. Jesus was dageliks met die Heilige Gees gevul. Ons moet dageliks daarmee gevul wees. In die vroeë ure van die oggend het die Vader Jesus wakker gemaak. Dit is so mooi. Daarna het hy Jesus se lippe met genade gesalf. Ek het dit nodig. Dit het hom in staat gestel om die verkwikkende woorde van die hemel met stikkende mense te kon deel. Ag, mag hy vir ons woorde gee om ook stikkende mense te bemoedig. Die Here het my 'n geoefende tong gegee, sê Jesus, dat ek kan weet om die vermoeide te verkwik met woorde. Hy wek elke môre, hy wek my oor om te hoor, soos die leerlinge. Boek Jesaja. Jesus se disippels was met sy gebede beïndruk. Laat geluister as Jesus verbaal bid. En die manier waarop hy met sy Vader gekommunikeer het. Ek dink dit was iets ongeloofliks. Hier bid die Seun van God en hy praat met sy Vader. Hier is soveel temas om te ontgin in die woord van die Here. Op 'n dag het hulle op hom afgekom waar hy intens met sy Vader in gebed geworstel het. Kan julle dit sien? Kom jy op hom af. Hulle harte was diep aangeraak. Toe hy opgehou het, het hulle uitgeroep, Here, leer ons bid, ons wil ook so bid. Jesus het toe vir hulle 'n beknopte gebed gegee, wat hy tydens die bergpredikasie gegee het. Die Onse Vader. Deur middel van 'n gelykenis het hy probeer om die
wetstegniek met hulle te deel. Deur gelykenisse het hy dit probeer verduidelik, en hy probeer deur gelykenisse vir ons ook die groot waarhede verduidelik. En hy het vir hulle gesê, wie van julle sal 'n vriend hê en sal middernag na hom gaan en vir hom sê, vriend, my maat, leen vir my 3 brode, want 'n vriend van my, is nie vir myself nie, want 'n vriend van my het van 'n reis by my aangekom, en ek het niks om aan hom voor te sit nie, nie 'n kriesel brood nie. En die van binnekant sal antwoord en sê, moenie my lastig val nie, die deur is al gesluit, en my kinders is saam met my al in die bed. Ek kan nie opstaan om dit vir jou te gee nie, want die kinders het daar op die vloer gelê. Jy sal 'n kind raak trap as jy nou opstaan. Ek sê vir julle, al sou hy nie opstaan en vir hom gee wat sy vriend is nie, sal hy tog ter wille van sy onbeskaamdheid opstaan en hom gee soveel as wat hy nodig het. Jesus verduidelik dat die een wat vra vir iemand anders te kan help. Hy moet brood kry om honger uitgeputte vriend te kan voed. Hy vra dit nie vir homself nie. Hoe is ons gebede? Waar is ander mense in ons gebede? Hoewel die buurman 'n bietjie omgekrap was, het hy tog vir sy vriend brood gegee. Alright man, ek bring brood. Die nagtelike onverwagte vriend moet gehelp word. En sy gepleit vir brood is beantwoord en hy kon sy hongervriend kos gee. Net so moet die disippels ook seëninge by God kom soek, kom klop. In die voeding van die skare en in die preek oor die brood uit die hemel het Jesus vir hulle werk as sy verteenwoordigers verduidelik. Hulle moes gemaak het soos hy gemaak het. Hulle moes die brood van die lewe vir mense gee. Hy wat hulle aangestel het geweet hoe dikwels hulle geloof beproef sou word. Word jou geloof baie keer beproef? Hulle sou baie keer in krisisse beland en dan voel asof hulle hande afgekap is. Was jy al daar? Ek was baie keer daar. Siele wat na brood van die lewe gesoek het, sou na hulle toe kom en hulle sou voel dat hulle in 'n groot verleentheid was. Het nie om te gee wat die mense soek nie. Hulle moes eers die geestelike voedsel ontvang, anders sal hulle nie die fisiese kos kon gee nie. Hulle moes niemand wegwys nie. Niemand wegwys nie. Ons mag niemand wegwys nie. Jesus het hulle ook na die bron verwys waar hulle brood kon ontvang. Is dit nie mooi nie? Die man wie se vriend wat in die nag na hom gekom het, is nie weggewys nie. Hy het niks gehad om vir sy maat te gee nie. Hy het by iemand anders te gaan aanklop wat hom gehelp het. En so God, wat sy disippels gestuur het om hy hongeriges te voed, nie ook in hulle behoeftes voorsien nie. Hy stuur ons nie uit sonder dat hy aan ons behoeftes voorsien nie. Maar die selfsugtige buurman verteenwoordig nie die karakter van God nie. Die gelykenis is nie 'n vergelyking nie, maar 'n teenstelling, 'n paradoks. 'n Selfsugtige man sal selfs 'n dringende versoek toestaan om ontslae te raak van die iemand wat klaar sy rus versteur. So dis nie hoe God werk nie. Hy is 24 uur wakker om ons te help. Die Here skep behaag daarin om te gee. Dit is om lekker om vir ons iets te gee. Hy is vol medelyde en hy wil graag van ons behoeftes voorsien wanneer ons dit in geloof kom vra. Here, asseblief, ek het 'n kwessie teen hierdie persoon. Ek wil dit nie, vat dit weg asseblief. Dan gee dit vir ons. Hy gee aan ons sodat ons aan ander daarmee kan ander help. Soos hy ons ook help. Dit is so mooi. Jesus sê in Lukas 11 vers 9, bid en vir julle sal gegee word om vir ander te gee.
en soek, en julle sal vind om ander te help. Klop, en vir julle sal oopgemaak word om ander te help. 11 vers 10 van Lukas sê, want elkeen wat bid, ontvang, en hy wat soek, vind, en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. Jesus verduidelik verder, ten einde hulle vertroue in God merkwaardig te versterk, het Jesus hulle toestemming gegee om hom op 'n nuwe naam te noem. Een wat aan baie tere emosies gekoppel kon word. Kom ons kyk hierna. Hy gee hulle die toestemming om die onbeskryflike, die almagtige, alwetende, alomteenwoordige, majesteuse God, hulle Vader te noem. Wat? Jesus kan ons die magtige God Vader noem? Ja. Jy is nou deel van die familie. Hierdie naam, waarmee ons hom Vader noem, is 'n teken van ons liefde en respek vir hom. En wanneer ons versoeke na hom bring, is dit soos musiek in sy ore. Want ons is sy kinders, hy is ons Vader. Om te verhoed dat ons voel ons is te aanmatigend met die gebruik van die naam, het hy hierdie titel Vader herhaalde male genoem, oor en oor. Ek is julle Vader. Soos aardse vaders omgee, gee ek 1 miljoen keer meer om. Onze Vader wat in die hemel is. So mooi gebed. Hy het ons uit hierdie traagminieagtige, koue wêreld kom verlos. En ons deel van sy koninklike familie gemaak. Ag, ek was al by baie grandmense, maar ek het nooit thuis gevoel nie. En kom God. Sê ek is jou Vader. Kom ons gesels. Wat wil jy hê? En hy nooi ons hemelse Vader ons om hom met 'n groter, intiemer liefde as 'n aardse Vader te beheen. Begryp jy dit? Het dit ingesink? Hy is ons Vader. My pa was so arm, hy kon niks vir my doen. Nie. Ek wou 'n fiets gehad het, maar ek het nie geld gehad nie. Toe tel ek gelukkig 2 pond destyds op en toe het hy by Baba Longstore vir my 'n fiets gekoop. Maar hierdie verander Vader, hy besit die kosmos. Hy sê, kom praat met my. Ons het ons kinders met 'n onbeskryflike passie lief. Ek het net een kind. Sy is op 'n oomblik bietjie siek en nou sê ek ook sommer siek, saam met haar. Maar die liefde van ons hemelse Vader is vir ons is onbegrypliker, onmeetliker, groter as ons liefde vir ons kinders. Snap jy hierdie ding? Hierdie is groot waarhede. As ouers weet hoe om vir ons kinders die heel beste versorging te gee, hoeveel te meer sal ons dierbare hemelse Vader nie vir ons die Heilige Gees skenk as ons hom vra nie. Ek het die Heilige Gees elke dag nodig. En ek pleit by hom elke dag vir die Heilige Gees, want my gees is nie goed nie. Jesus se lesse wat hy vir ons oor en oor wil leer in gebed, wat baie versigtig en deeglik bepeins word. Hy wys vir ons hoe om te bid. Hy moenie sy naam uitelik gebruik nie. Daar is 'n wetenskap in gebed wat ons moet verstaan. Sien by my. Jesus illustreer wat die ware aard van gebed is. Ons moet nie ophou om ons behoeftes aan die Vader bekend te maak nie. En hy waarborg dat die Vader gewillig is om ons gebed te verhoor. Hy is gewillig. Het jy lang gedink? Gebede moet nie selfsugtig wees nie. Dis nou die reëls.
Ander moet daardeur bevoordeel word. Hy het vir sy vriend gaan vra. Ons moet Jesus se beginsel uitleef. En ek heilig myself vir hulle, het hy gebid, toe hy na sy disippels verwys het, sodat hulle ook in waarheid geheilig kan wees. Hy wil hê ons moet in waarheid geheilig wees. Dieselfde toewyding en gehoorsaamheid aan die woord van God, wat Jesus openbaar het, moet ook in ons lewens gesien word. Ons sending is nie om onsself te plesier nie. Dis 'n doodlooppad. Ons moet saam met ons hemelse Vader werk om siele vir die koninkryk te wen. Hierdie is die ware vreugde. Daar is nie nog so groter vreugde nie. Ons moet seëninge van God afsmeek en dit met mense deel. Ek het dit probeer verlede jaar. Dit was 'n groot seën om 'n seën vir iemand te wees. En hy die seëninge voorsien om dit te gee. Die seëninge wat ons ontvang, staan in verhouding met hoe ons dit met ander mense deel. Jy het dit gesnap. Ons kan nie net aanhou geestelike seëninge ontvang, sonder dat ons dit met mense om ons deel nie. En dit is klaar 'n lekker gevoel. Wat kan ek vir daai ene doen? Wat kan ek vir hierdie ene doen? Ek sien die ou se skoene is bietjie klaar. Ek gaan vir hom nuwe skoene koop. So iets. Dit is die ware vreugde. En dit is die Here se vreugde om te gee, en hy wil hê ons moet dit ook ervaar. In die gelykenis is die man wat vir sy middernagtelike vriend kom brood vra, ontmoedig. Maar hy het nie opgehou vra nie. Dis 'n les. Jesus leer baie duidelik dat as ons gebede nie dadelik beantwoord word nie, moet ons nie ophou bid nie. Nee. Gebed bewerk nie 'n verandering in God se karakter nie, in sy hart nie. Dit bring ons net in harmonie met hom. Wanneer ons tot hom bid, mag jy sien dat ons sonde in ons lewens koester en dat ons eers daarmee moet breek. Soos jy nou vir iets bid, kyk of daar nie sonde in jou hart is nie. Maak het reg en vra dan weer. Dis dan wanneer ons deur die diep waters van worsteling gaan. Dis goed om te worstel. Dit gee dan die Heilige Gees die geleentheid om vir ons die sonde in ons lewens te kan uitwys. As 'n mooi teks in Job 36:32. Here, wat ek nie insien nie, leer my dit, en ek sal nie meer sondig nie. Ek dink ek het dit al vertel. Ek sê vir my, vir wie, hoe skinder die mense van my? Sy sê my man, maar dit is presies hoe jy is, man. Ja. Daar is voorwaardes waarop God ons gebede beantwoord. As jy my lief het, wat 'n voorreg om hom lief te hê, sê Jesus, bewaar my gebooie. Dis die enigste toets wat hy stel. Gehoorsaamheid. Wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my lief het. En wie my lief het, hom, luister jy, sal die Vader lief hê. En ek sal hom lief hê en my Vader aan hom openbaar. Hy wil sy Vader aan ons openbaar. Dis mooi. Dis mooi. Wanneer ons nie die voorwaardes van gebedsverhoring nakom nie, gee ons die Vader aanstoot. Maak dinge reg. Ek wil dit vir jou gee, maar maak iets reg. Mense gebruik die naam van Jesus as die waarborg vir die aanvaarding van hulle gebede. Maar as ons nie aan sy gebooie gehoorsaam is nie, kan hy ons beslis nie antwoord nie. En miskien, net miskien, moet ons hartsondersoek doen oor dit waarvoor ons bid. En Johannes 2, 3-6. En hieraan weet ons dat ons hom ken, as ons sy gebooie bewaar. Kennis van hom werk weer gehoorsaamheid aan hom. Dis 'n diep gedagte.
Hy wat sê, ek ken hom, en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leienaar, en in hom is die waarheid nie. Maar elkeen wat sy woord bewaar, in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. As ek gehoorsaam is, word hy pragtige liefde volmaak in my hart. Niks is so lekker om iemand lief te hê nie. Hierdan weet ons dat ons in hom is. Hy wat sê dat hy in hom is, behoort ook self so te wandel soos hy gewandel het. As julle in my bly, en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê. En julle sal dit verkry. Kyk na die voorwaardes, en julle sal dit kry. Een van die laaste opdragte. Johannes 13:35. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is. As julle liefde onder mekaar het. Dis nie maklik nie. Maar vervang jou hart vir iemand. Maar die liefde wat Jesus in jou hart uitstort. Jy het nie daai liefde nie. Maar hy gaan daai liefde in jou hart uitstort. Om op te hou om iemand te haat. Gehoorsaam ons hierdie bevel of openbaar ons lelike, onchristelike karaktertrekke. As ons iemand seer gemaak het, is dit ons plig om daardie persoon te gaan, met hom te gaan versoen. Sê, oor ekskuus, ek het jou seer gemaak. Sal jy my vergewe? Dit is godsdiens op sy beste. Hierdie is een van die belangrikste voorwaarde om in geloof na die Vader te gaan en vir sy seën in ons lewens te vra, sodat ons ander kan seën met daardie liefde. Volgende keer. Watter iets is daar nog in ons hart, wat 'n liefdevolle God kan verhoed om nie ons gebede te beantwoord nie. So ons kyk na die voorwaardes van gebed. Liefdevolle Vader, U het alles gegee en U gee alles vir ons. Mag ons mekaar lief hê, soos U ons lief het, met die liefde wat U vir ons gegee het. En mag ons bid om ander te help, soos hierdie gelykenis sê. Ons bid om ander te help. Dit is in U wil. Gaan met ons op die lewenspad. Mag ons glimlag te gee om terug te kry. Mag ons gee, nie om te ontvang nie, maar om dit so lekker is om net te kan gee. Bid dit alles in Jesus naam. Amen.